Daar's niks so wonderlik soos die teenwoordigheid van die Here nie. Om net die lof van die Here te verklaar en sê, Here, dis u asem in hierdie longe. En daarom sal ek net u lof aan u bring, want u is waardig. Dit maak nie volgens saak waardeur jy gaan en wat jy ervaar nie. Jesus is nog steeds die goeie herder wat omgee vir sy skape. Ek wil volgens met jou praat oor 'n gedagte wat ek dink party van u al redelik onder die knie het, ander dalk nie. Maar ek wil volgens met jou praat oor ontwikkel jou gesag. As kind van die Here het ek sekere gesag. Romeine 5 vers 17 sê, hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur een Jesus Christus. Kan ek dit weer vir jou lees? Veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur Jesus Christus. Ek en jy is gemaak om te heers. Van die begin van die skepping af het die Here gesê dat hy die skepping aan die mens gegee en die mens moet heers oor die visse en oor die diere en alles wat op die aarde kruip. Later in die Nuwe Testament het Jesus gekom en vir ons gesê dat ons moet heers. Hy sê julle sal op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. En dis op hierdie berg sê, hef jou op en gooi jouself in die see en dit sal gebeur. Ek hou daarvan. Want volgens te besef dat in Christus Jesus en deur die krag van sy bloed en sy naam het ek volgens gesag om met 'n situasie te praat en daardie situasie moet die knie buig voor die naam van Jesus. Maar as 'n gedeelte in die evangelies waar daar 'n paar manne was, die seuns van Skewa, en waar hulle 'n gelyke boodskap as wat ek vanoggend vir u wil bring, gehoor het en gesien het hoe Paulus geeste, skerpe joene en slange, dis waarvoor dit staan, uit mense uitdryf. En hulle het gegaan en dit probeer. Hulle het probeer om die gesag wat hulle gehoor het, hulle het ontvang, uit te oefen. Die Bybel sê vir ons, maar toe hulle dit gedoen het, toe sê die Gees vir hulle, dis nie die Heilige Gees nie, dis die duiwel, sê vir hulle, Jesus ken ons. En van Paulus is ons bewus, maar wie is julle? En die Bybel sê, hulle einde was slegter as hulle begin. Jy sien, daar is sekere dinge waaroor ek en jy beheer moet hê as kinders van die Here. En as ons nalat om oor hierdie 7 aspekte wat ek vanoggend met julle gaan bespreek, as ons vanoggend nie beheer oor dit hê nie, kan ons nie gesag oor die vyand probeer uitoefen en dink hy gaan vir ons luister nie. Hy gaan ook vir ons sê, okay, Jesus ken ek en Paulus ken ek, maar wie is jy? Jy wat nie die volgende aspekte van jou eie lewe kan beheer nie. Beheer, gesag begin nie met dit wat ek uitoefen nie op ander nie, dit begin op wat ek uitoefen op myself. Ek is amper my eie proefkonyn. Ek moet leer om my gesag uit te oefen in my eie lewe voordat ek my vinger kan wys na 'n gees of na 'n situasie of na 'n toestand of na 'n siekte en hulle die knie voor my sal buig. In die eerste plek, die eerste ding wat ons beheer is, beheer jou tong. Beheer jou tong. In Jakobus hoofstuk 3 vers 1 is 'n lang gedeelte, maar hy sê moenie baie leermeesters wees nie, broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Hoekom? Want ons praat baie. Dis die rede. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte mens. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte mens, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Wil jy moet hoor, die belangrikheid van die tong en dat die woord van die Here sê, dat ons as kinders van die Here, dis die plek waar ons moet begin, dis hoekom ook, as ons onsself op die altaar neerlê, is een van die goed wat ons doen is, ons plaas ons tong, ons mond op die altaar, sodat die altaar kan heilig. Julle moet daai preek luister as jy nie was nie, asseblief. Hy sê, kyk ook die skepe, alhoewel hulle groot is en deur ewige winde voorgedryf word hulle deur 'n baie klein roer
gestuur net waarheen die stuurman wil. Net so, op dieselfde manier, is ook die tong 'n klein lid en beroem op groot dinge. Kyk hoe groot hoop steek 'n klein vuurhoutjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid. Net so plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en dit steek die hele lewensloop aan die brand en dit word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem en is getem deur die menslike natuur. Dis waar Genesis inkom waar die Here sê ons moet ons gesag uitoefen. Hy sê maar die tong kan geen mens tem nie. Dis 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mens wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit behoort nie so te wees nie. Fontein, laat tog uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vrye boom, my broers, kan nie olywe voortbring nie. Ek het dit probeer. Werk nie. 'n Wingerdstok ook nie vye nie, en so kan geen fontein brak of en vars water voorbring nie. Wees nie haastig. Nou hier is 'n klaagliedere hoofstuk 5. Hoofstuk 1. Hy sê, wees nie haastig met jou mond nie. Wees nie haastig met jou mond nie. As ek vanoggend nie my mond kan beheer nie, kan ek nie 'n demoon beheer nie. As ek nie vanoggend my omstandighede kan beheer nie, kan ek nie vanoggend of as ek my mond beheer nie, kan ek nie vanoggend omstandighede beheer nie. Ek moet eers leer om my tong te beheer. En as ek my tong kan beheer, dan kan ek vir hierdie berg sê, hef jou op, en dan gaan ek nie twyfel aan my hart nie, want ek gaan glo dat wat ek sê gaan gebeur en dit sal plaasvind. Maar ek moet eers leer, ek moet eers die Heilige Gees vra om my te help sodat ek vanoggend my tong kan beheer. Hy sê, wees nie haastig met jou mond nie en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jou woorde min wees. Jy moet leer om, luister, dit gaan nie oor die hoeveelheid wat jy praat nie, dit gaan oor dit wat jy sê wanneer jy praat. Dit is die min woorde. Dit is goddelike woorde. Dit is skrifgebaseerde woorde. En voordat ek nie my tong kan beheer nie, kan ek niks anders beheer nie. Jy vra vanoggend, hoekom gaan dit so met jou finansies? Hoe gaan dit met jou tong? Jy vanoggend sê, hoe gaan dit vanoggend met jou gesondheid? Hoe gaan met jou tong? Jy kan elke keer dit terugbring en sê, ek het hierdie area in my lewe waar ek nie oorwinning kry nie, waar dit lyk asof die naam van Jesus nie wil werk nie, dan kom ek net by die vraag, hoe gaan met jou tong? Miskien moet ons by mekaar kom, as ons mekaar sien in die week iewers, en die vrou, hoe gaan dit nie? Miskien moet ons vra, hey, hoe gaan met jou tong? Hoe gaan met jou tong? Hoe gaan met daai ou klein vuurhoutjie daar onder jou neus? Ek praat van 'n sigaretjie nie, Tannie. Ek praat van die tong. Hoe gaan met die tong? Hy sê hierso in Spreuke hoofstuk 29 vers 20. Het jy 'n man gesien wat haastig is met woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom. Ons lewe in 'n tyd van inligting. Ons lewe in 'n tyd waar almal alles van alles af weet. En my ervaring is net dat ons baie keer te veel praat en te min luister. Hy sê in Kolossense hoofstuk 4 vers 6, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Luister baie mooi. Elke woord moet aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat jy kan weet hoe jy iedereen moet antwoord. Dit beteken vanoggend dat ek vanoggend moet dink voor ek antwoord. As jy so 'n bietjie haastig van geaardheid is soos ek, want my vrou nog het 'n storie halfpad vertel, dat ek vir haar klaar vir haar die antwoord. Nee, luister eers klaar, luister mooi, en vra vir wysheid, sodat jy die saak reg kan antwoord. O kerk, die tong is so belangrik. Ek gaan een Sondag gaan ek net praat oor die tong, en die invloed wat daar het. Ek lees nou weer in een van Yonggi Cho, nee, dis Watchman Nee se boeke, wat hy praat van hoe die tong, en dis wetenskaplik nou bewys al jare terug, hoe die tong verbind is aan jou sentrale senuweestelsel. En hoe jou tong, dit wat jy sê, letterlik 'n invloed het op jou hele liggaam. En dit is wat Jakobus vir ons sê. Kolossense hoofstuk 4 vers 6, hy sê, laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel. Efesiërs 4 vers 29. Efesiërs 9 vers 24. Hy sê, laat daar geen vuile woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Sodat dit genade kan gee aan die wat dit
hoor. Weet jy hoekom is dit so belangrik dat ek eerste plek gesê het ons moet tong beheer? Want dit is die plek waar die vyand die eerste aanval gaan loods wanneer jy jou gesag probeer uitoefen. Hy gaan sê, maar jy het dit gesê, 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 jy het nie die waarheid gepraat nie, jy het dit gesê, jy het nie mooi gepraat nie. Hy gaan jou beskuldig in daardie area, want dit is die ding wat ons in die lewe die meeste gebruik, is ons tong. En daarom is dit eerste volgende op ons lys, voordat ons gesag kan uitoefen op die skorpioene en slange trap, op die demone en al die duiwels en goed, moet ons volgende eers leer, deur die genade van die Here is 'n proses om ons tong te beheer, om ons tong op die altaar te plaas, sodat dit deur die Here gebruik kan word, om God se woorde te kan spreek. Kan ek aangaan? Tweede plek, wat ons moet beheer is, beheer jou gedagtes. Hier's waar die stryd lê. Beheer die gedagte. Hy sê in 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 5, hy sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgeroep word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Geliefdes, 'n ou pastoor het eendag gesê, hy sê, jy kan nie keer dat 'n voël op jou kop kom sit nie, maar jy kan keer dat hy daar nes maak. Dan word jy kan nie altyd keer as daar gedagte by jou opkom nie, maar jy besluit wat jy met daardie gedagte moet doen. En jy moet daai gedagte partykeer aanspreek en jy moet partykeer daai gedagte bestraf, want nie elke gedagte wat jy dink kom van jou af nie. En ook nie elke gedagte wat jy dink kom van die Here af nie. So ons moet leer om dit volgens die woord van die Here te oordeel, gevange neem tot die tyd van Christus. Ons moet oordeel volgens die woord en dan moet ons besluit of ons dit gaan ontvang of nie, of ons daaroor gaan nadink, want die gedagte kan kom as jy hom dadelik stop, bly hy daar. Maar as jy gedagte neem, die Bybel sê, moenie die gedagte neem en sê. Moenie die gedagte neem en sê. Moenie die gedagte ontvang en daarmee werk nie. Moenie 'n stem daaraan gee nie. Blok dit daar, stop dit daar, sodat dit nie verder kan gaan en jy daar begin oordink nie. Want die oomblik as jy dit begin oordink, dan kry dit 'n vasdrapplek in jou lewe en word dit deel van jou waarheid. En dis waar die gevaar in lê. Psalm 74 vers 18 sê, dink daaraan, die vyand het die Here gesmaad en 'n dwaase volk het die naam verag. Dink hieraan. Dink hieraan. Dink waaraan jy dink. Dink waaraan jy dink. Ja, vir oomblik, weet jy, baie keer sit ons so, veral as ons manne by die viswater is en is doodstil. Jy weet, baie keer gaan na 'n uur omdat daar net mooi niks gebeur nie. Ons sit maar net daar, kyk vir stokkies. Dan op 'n stadium sal iemand vir iemand vra, wat dink jy? Ja, niks nie. Nou ek weet 'n man het 'n nothing box. Ek het dit geleer. Maar ons is tog altyd besig om aan iets te dink, om iets te beplan, om iets, ja, ons is altyd besig iets in ons gedagtes. En ek wil net hê ons moet net dit leer, soos ons leer om die tong te beheer, so moet ek leer om my gedagtes te beheer. Waaraan dink ek? As jy die per ongeluk verby die televisie of die radio loop en jy hoor die nuus, ek weet niemand van julle luister nuus nie, maar as jy per ongeluk nou die nuus hoor of dalk iewers op 'n social media blad iets sou sien wat negatief is, ons gemeente doen dit glad nie, maar ek weet daar is mense wat dit doen, maar as jy nou per ongeluk daarop sou afkom, wat doen jy met die gedagte? Wat doen jy met daai gedagte? Want 5 minute van daardie slegte nuus, ek jou sê dit gooi my in 'n gat, nee, en ek sukkel so maar uit te klim, partykeer vat dit tot Woensdag. Kom aan, om net weer te kom waar jy was op 'n Sondag. Hoekom? Want jy leen jou ore uit en jy ontvang daardie gedagtes, jy begin daai gedagtes, jy begin hom kou soos 'n bees wat herkou, jy kou daai ding oor in jou gedagtes en dit vorm deel, dit word deel van wie jy is. En daarom is so belangrik dat ek sal kies waarin ek dink. En as daar iets op my gedagte kom wat ek weet in lyn met die woord is of wat negatief is of wat my dalk in 'n put gaan intrek, dan moet ek dit stop. En ek moet baie keer met myself hard praat sê, nee, ons dink nie vandag daaraan nie. Ek moet letterlik myself doen. En die oomblik as ek begin praat en ek stop dit, dan moet jou gedagtes verander na iets anders toe en dan kan jy oor iets anders dink, maar jy moet dit beheer. Jy moet dit beheer. Praat net met 'n sussie en sy het hier 'n moeilike tyd gegaan en sy sê sy kyk gisterand 'n film. En in die film sien sy iets raak en iets verander net. Luister baie mooi, iets verander net in haar gedagtes. En die Here lig haar op. Sy het iets anders begin dink. Toegelaat, want ek moet dit doen, toegelaat dat die Here iets anders vir my gee om aan te dink. En baie keer moet ek dalk vir die Here vra, Here, gee my vandag iets om aan te dink.
En dan, weet jy, as ons daai vraag vra, dink ons altyd die Here gaan vir ons 'n sonde gee om aan te dink, of hierdie ding of daai ding, en partykeer gee die Here net vir jou 'n gedagte van joy. Of hy gee net 'n gedagte van genade, wat ook al, en dan begin jy net daaroor dink. En dan raak jy besig en net, ja, maar ek moet nog daaraan dink, dan dink jy weer daaraan. En dit bly in jou gedagtes. Ek hou daarvan om 'n onderwerpstudies te doen. Dis die boeke wat ek lees. Ek lees onderwerpstudies oor geloof, genade, liefde, wat ook al. So, dan sal ek 'n onderwerp vat en ek sal dit begin bestudeer, en dan partykeer vir weke, partykeer vir maande, partykeer vir jare, is dit die ding wat in my gedagtes die hele tyd spoel. Ek sê nie 24/7 nie, ek moet net so stry teen my eie gedagtes soos jy. Maar ek kies om hieraan te dink. Dink hieraan. Psalm 77 vers 12. Hy sê, ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan die wonders uit die voortyd. Ek wil. Dis 'n besluit wat ek moet neem om aan iets anders te dink as wat dit wat voor my is. Hy sê, ek dink aan die dade van die Here. Ek wil dink aan die wonders uit die voortyd. Toe ons donderdag by mekaar is, julle wat nou nie hier was en jy het dit gemis, volgende keer moet julle kom. Ons midweekdiens toe, maar dan die Gwen het 'n getuienis gebring. En weet jy, ek is so opgewonde van as hy 'n getuienis gebring het, iets het net weer, 'n vlam het net weer in my hart aan die brand gesteek deur haar getuienis. En nou dink ek weer daaroor, en ek dink weer aan die onderwerp, en ek dink aan die skrifte waaroor gaan, ek dink aan die lering wat ek al oor die jare daaroor gehoor het. Sy het net iets gesê, en iets het net my gedagtes verander. Dit waarin ek dink, verander. En daaroor top ek, daaroor dink ek, en daaroor bid ek, want dit is net iets wat verander. En ek het daardie keuse, hy sê, ek wil dink aan die wonders uit die voortyd. Ek wil dit doen. Ek wil dit. Ek sukkel, maar ek wil dit doen. En ek het agtergekom, as ek my wil aan die wil van die Here verbind, dan doen ek die Here se wil. En hy help my om te dink aan sy wonders. Hy help my. En partykeer moet jy dit net eenvoudig doen. Jy voel nie so nie, maar jy moet eenvoudig doen. En soos jy begin, so help die Heilige Gees mens, maar jy moet daai eerste stap gee. Die Bybel sê vir ons, die verlore seun het tot homself gekom en sê, ek sal na my Vader toe gaan, maar hy moes die eerste stap gee. Sy pa het hom nie kom haal nie, het nie 'n helikopter gestuur nie, het nie 'n 4x4 gestuur nie, hy moes maar deur die vark area loop om daar te kom waar sy pa is. Maar hy moes die eerste stap neem. Goed, is jy met my? Ek vra as jy met my. Psalm 105 vers 5. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond. Ek het hierdie week, ek het bietjie gaan dink oor die see wat oopgegaan het. En die Bybel sê, luister maar, die Bybel sê, hy het op droë grond deurgeloop. Die water was nie net weg nie, die grond was droog. Dink dit vir 'n oomblik daaraan. Dink dit aan die grootheid van die Here. Ja, maar so die wetenskap sê dit, en hierdie ouens het dit, ek gaan maar wat die Bybel sê. En ek dink aan die wonders wat die Here gedoen het. Klei op iemand se oë, en daai persoon kan weer sien. Dan dink, waar's Henry, sy volgende hier, dan dink ek aan Henry wat sy oog verloor het, hoe wonderlik sal dit wees, as ons net kan modder vat, en in hy oogsocket indruk, en sê, sien, en hy sien weer nie. Maar dis wat Jesus gedoen het. Amper so iets. Weet wat Jesus gedoen het. So, dink aan die wonders van die Here, en ewe skielik, waar ek nie meer oor wat die politiek sê nie. Want ek dink aan iets anders. So ek moet leer om my gedagtes te beheer. Nommer 3, beheer jou humeur. Eina. Jy sien, ek kan nie oor omstandighede en oor die vyand heers en gesag uitoefen as ek nie eers my eie humeur kan beheer nie. Weer in Klaagliedere hoofstuk 7 vers 9 sê, wees nie haastig om jou gees in jou gees om jou te vererg nie. Want ergernis gee rus in die boesem van die dwaase. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie. Sjoe. Is daar nog iemand wat in hierdie area so effens 'n beheerprobleem het? Daarom so 5 van ons, wat eerlik is. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie. O, genade tog. Psalm 37 vers 8, hy sê, laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig. So die Here waarsku ons hier en hy sê, jy het die vermoë, en hy gaan nou vir jou lees in die Nuwe Testament, jy het die vermoë om jou humeur, jou woede, jou verergdheid, jou kwaad, jy het die vermoë om dit te beheer, want jy het die gees van selfbeheersing. Die Here het ons in staat gestel om dit te kan doen. Maar ek vind dit partykeer so ongemaklik om dit te doen. Die tong is nog een ding, en die gedagtes is 'n ander ding. Maar as dit kom by die kort lont,
Partykeer sê ek, Here, gee my net langer lont. Maar sê, jy die lont wat jy nodig het. Kom aan kerk, jy weet waarvan praat ek vanoggend. Laat staan die toorn. Nou Efesiërs hoofstuk 4 vers 26. Luister mooi, hy sê word toornig, jy moenie sondig nie. Met ander woorde, hy sê vir ons hier, dit is dalk 'n reaksie, maar jy moet daaroor heers. Hy sê laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Gee geen plek aan die duiwel nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Met ander woorde, ek kan dit beheer. Ek kan dit beheer. Nou ek het agtergekom baie keer as jy sukkel met jou humeur, luister baie mooi en gaan dink daaroor net. Ek gaan dit net daar los. Maar baie keer as jy sukkel met jou humeur, is dit eintlik vrees. Vrees is die wortel eintlik van woede en kwaad word. Dis eintlik die wortel daarvan is vrees. So gaan dink net 'n bietjie dat die Here met jou praat oor rondom daai enetjie. So beheer jou humeur. Ek het hom kort gehou, vinnig is verby. Ons sal môre weer daaraan dink. OK, nommer 4, beheer jou begeertes. Beheer jou begeertes. As jy nou vanoggend hier sit en jy is nou 837 kg oorgewig, dan moet jy dalk maar 'n bietjie die koek ry in die Spar vermy. Beheer jou begeertes. Hy sê in 2 Timoteus 2 vers 2, hy sê, maar vlug, dis iets wat jy moet doen, vlug vir die begeerlikhede van jou jonkheid, en jaag na geloof, en liefde en vrede, saam met wie die Here uit die hart het. Maar ek weet, vlug vir die begeerlikheid van jou jonkhede. Vlug daarvoor. Hy sê nie, koester dit nie, hy sê nie, raak bewus daarvan nie, hy sê nie, probeer beheer, hy sê vlug, hardloop weg. Dit is wat hy sê, hardloop weg. Daar's sekere begeertes wat ek vanoggend dalk mee sukkel, wat jy nie het nie. Daar's ander begeertes waarmee jy vanoggend sukkel, waarmee ek dalk nie sukkel nie. Maar die begeertes waarmee ek sukkel, moet ek voorweg hardloop. Want ek weet aan myself, dit is my menswees, het ek nie krag genoeg om daarteen weerstand te bied nie. Dis hoekom dit 'n begeerte is. Die Bybel sê dat ek en u as kinders van die Here moet wegvlug daarvan af. Of jy veel maatreëls kry om jouself te beskerm, jy kan dit nie alleen doen nie. As jy dit alleen kon doen, sou almal dit gedoen het. Maar dit is iets wat ek net met die hulp van die Here kan doen. En ek het hierdie begeerte na hierdie sekere ding, en ek weet, dit is teen die wil van die Here, dit is nie goed vir my nie, dit benadeel my liggaam, dit benadeel my verhouding met die Here, dit benadeel alles. En nou moet ek na die Here toe gaan sê, Here, ek het hierdie begeerte, ek vlug daarvoor, my help my, stel my in staat. In Titus 3 vers 3, hy sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en mekaar gehaat. Luister baie mooi so. Hy praat van begeerlikhede, dan praat hy van boosheid, afguns en haat. Het jy vervolgens besef, dit kan 'n begeerlikheid wees. En as ek kom by afguns, dan sien ek dit soveel in ons samelewing is baie keer afgunstig op mekaar is. Die Bybel sê, ons moet daaroor heers, want die gevolg daarvan, die invloed daarvan op jou geestelike lewe is nooit goed. Is jy bly het gekom vanoggend? Wonderlike opheffende boodskap vanoggend, dankie Here. Hy sê in Jakobus hoofstuk 1 vers 13, laat niemand as 'n versoeking kom, sê hy word deur die Here versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word en self word hy deur niemand versoek nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna, as hy die begeerlikheid ontvang, met ander woorde, as hy daaraan toegee. En daarom sê ek vanoggend, jy moet dit beheer. Want die Bybel sê ons kan daaraan toegee, kan ek dit ook weier. Hy sê as jy daaraan toegee en jy het ontvang dit, baar dit die sonde, as die sonde tot ontwikkeling kom, dan bring hy die dood voor. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Ek en vanoggend weet dat die Bybel sê daar's geen begeerte of versoeking wat die mens aangegryp het, behalwe die menslike nie, maar ek en u kan daaroor heers. Ek en u kan daaroor heers, want die Gees van die Here is in ons, en ons moet leer om dit te doen. Ek praat vanoggend oor geestelike gesag, maar voordat ek geestelike gesag kan uitoefen op enige iets, op enige iemand, op enige omstandigheid rondom my, moet ek eers leer om hierdie dinge in myself te kan beheer. En van daaruit kan ek ander dinge dan die woord spreek. Psalm 27 vers 4, een ding het ek van die Here begeer.
Daar's goeie begeertes. Een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe in die huis van die Here mag woon, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Hierdie is 'n goeie begeerte. Hier is 'n goeie begeerte. Met ander woorde, dis in al hierdie onderwerpe wat ons vanoggend aan kyk, is daar 2 keuses, en ek moet die keuse maak, waaraan gaan ek toegee? Wat gaan ek kies? Nou die Here sê vir ons van die Ou Testament af, ek sit voor jou lewe en dood, seën en vervloeking, kies die lewe. Kies die lewe. Ek en jy moet die besluit maak vanoggend, wat gaan ons, luister baie mooi, wat gaan ons beheer, of wat gaan ons beheer? In ander woorde, waaroor gaan ek heers, of wat gaan ek toelaat om oor my te heers? Alles wat ek toelaat om oor my te heers, het ek nie die gesag om oor te heers nie. Maar die oomblik as ek deur die hulp van die Heilige Gees hierdie areas kan beheer, met die hulp van die Here, kan beheer, dan kan ek gesag uitoefen in ander areas van my lewe. Nou nommer 5, daar's toe nie 7 nie, Tannie, is net 5. Beheer jou gewoontes. Ek sê altyd, die Here het nie verniet ons vergelyk met skape nie. Ons het sekere gewoontes. En ek is een van daai mense, in my spesifieke persoonlikheid, ek hou eenvoudig net van boring. Ek hou daarvan. Elke dag is my presies dieselfde, en ek hou daarvan. Ek het nie excitement nodig nie. Ek hou daarvan om elke dag nie dieselfde ding te doen. Dis net vir my reg. So ek borsel my tande op dieselfde tyd elke oggend, op dieselfde manier. Begin aan dieselfde kant. Ek ry dieselfde pad werk toe elke dag. Ek groet my vrou op dieselfde manier elke dag. Dis eenvoudig net, dis my gewoonte. Maar daar's sekere gewoontes wat geen slegte, ek wil amper sê neeweffekte hê nie, maar daar's sekere gewoontes wat nie goed is nie. So ek moet kies vanoggend watse gewoontes ek volg. Nou ek gaan volgende 2 met die deel. Eerstens in Job hoofstuk 1 vers 5. Hy sê elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job môre vroeg klaar en hy bring brandoffers vir elke van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. Dit was 'n goeie gewoonte. Ek weet of sy motief altyd so goed was nie, maar die gewoonte was goed. En daar sekere gewoontes wat ek en u moet aanleer, wat goeie gewoontes is, om elke dag, soos ons die afgelope tyd doen, jouself op die altaar te kom neerlê, is 'n goeie gewoonte. Doen dit 'n vaste tyd elke dag, wanneer jy ook al die geleentheid het, en laat dit vir jou 'n gewoonte word. Jy doen dit met erns, jy doen dit met fokus, maar dit is jou gewoonte vir daardie dag. Om die gebed wat ek vir u gegee het so 'n paar weke terug, daai gebed elke dag te bid, of elke week te bid, of eenmal 'n maand te bid, maak dit jou gewoonte. Jy hoor baie keer mense sê, weet jy, in ons familie het ons hierdie gewoonte, of dit nou is op 'n naweek, en of dit nou is oor Kerstyd, of dit is by 'n familiebyeenkoms, ons het hierdie gewoontes, rituele, noem dit wat jy wil, ons het hierdie gewoontes wat ons volg. Nou geestelik is dit so belangrik, dat ons ook sekere gewoontes sal volg. Dit moet nie 'n gewoonte bly nie, maar dis hoekom ek sê, jy moet nog steeds met erns doen, en gefokus doen, maar is goed om 'n sekere dissipline, hoor daai mooi woord, om sekere dissiplines in plek te hê. Dissipline is 'n ander mooi woord vir gewoontes dan nie. In Daniël hoofstuk 6 vers 11, ekskuus, ek onderbreek myself daar, die bediening van Tannie het ek begin baie vroeg in my bediening. Dan praat ek met 'n tannie, dan partykeer kom die mense na my toe en sê, pastoor, wie is die tannie wat jy so praat in die kerk? Dis net 'n sê ding. Praat nie met niemand, praat nie met iemand spesifiek nie. Daniël 6 vers 11. En net toe Daniël verneem dat die bevelsskrif geskrywe is, het hy in sy huis ingegaan en hy die bokamers venster gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het 3 maal op 'n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het, net soos sy gewoonte was. Sy gewoonte was om sekere tye in die huis te kom, skop sy skoene uit, maak die venster oop, spreek lofprysinge in, maak die venster toe, eet 'n toebie en gaan werk verder. Dit was sy gewoonte. En ek sê weer eens, daar sekere, ek is sekere gewoontes vanoggend, ek staan op die oggend op, watter tyd ook al, en ek gaan maak vir my koffie, en ek drink my medikasie, en dan begin my dag. Dis 'n gewoonte. En as ek uit die gewoonte uitgaan, dan vergeet ek om dit te doen. Jy sien, as ek uit 'n gewoonte gaan, as ek uit my gebedsgewoonte gaan, dan vergeet ek baie keer om te bid. As ek uit my gewoonte gaan om die Bybel te lees, dan vergeet ek baie keer om dit te doen, want dit is nie meer deel van my dissipline vir die dag nie.
En ek gaan nie vanoggend fokus op slegte gewoontes nie, want ons almal het maar hier en daar seker maar 'n slegte gewoonte. En dit sê die woord van die Here moet ons oorheers, maar daar's sekere goeie gewoontes. Om kerk toe te kom is 'n goeie gewoonte. Om die Bybel te lees is 'n goeie gewoonte. Om te bid, om lofprysing uit te spreek, om lofprysing te doen. Al hierdie dis goeie gewoontes. Moet dit nie nalat nie. Skep vir jouself, as jy nie het nie, skep vir jouself sekere goeie gewoontes. En dis hoe my program loop. Oggend, middag, aand, maak nie saak watter tyd nie, wanneer ook al jou pas. Maar doen dit. En kyk die verskil wat in jou lewe kan maak. Wanneer ek en u, ek sluit af. Wanneer ek en u as kinders van die Here leer om beheer uit te oefen in hierdie 5 areas van ons lewens, van ons mond af regdeur tot ons gewoontes, dan gee die Here ons sy gesag om te trap op slange en skorpioene en oor al die mag van die vyand. Dan kan ons vir hierdie berg sê, hef jou op. Dan kan ons vir omstandighede sê om die knie te buig. Dan kan ons vir siekte sê om te wyk. Maar voordat ek nie hierdie goed, en ek praat nie van 'n volmaaktheid, niemand van ons gaan ooit volmaaktheid bereik nie. Maar wanneer ons onsself toespits daarop, om deur die hulp van die Here, en wanneer ek 'n fout maak, gaan ek terug na die Here en sê, Here, ek het 'n fout gemaak, vergewe my, en dan gaan ons weer aan. Moenie moedeloos raak nie, moenie moeg raak nie, moenie stop daarmee nie. Hou aan daarmee, want op die regte tyd sal jy beloon word as jy nie ophou nie. Amen. Vader, dankie vanoggend vir die woord, die kosbare woord. Dankie dat die woord ons vanoggend leer, Here, in watter area van ons lewens ons heiligmaking moet nastreef. Watter area ons moet beheer en wat U vir ons die gesag gegee het om die mag gegee het en die krag gegee het, Here, die Heilige Gees om dit te kan beheer. Ek vra vanoggend, Here, maak ons attent daarop, help ons om dit 'n gedagte te hou en maak ons bewus daarvan in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Het jy die woord van die Here ontvang vanoggend?